Weet jy, as jy nou begin oud word, nê? Dan sit jy 'n boek wat jy vir 'n gemeentelid nou al 2 maande beloof op die kombuistoonbank neer. Want jy weet, Sondagoggend gaan jy verby hom moet loop. Ja, nee, hy lê nog steeds op die toonbank. Ek is teleurgesteld in myself. Wat 'n manier om ons preek vanoggend te begin. Goeiemôre liewe vriende, boeties en sissies in Jesus Christus. Welkom in die huis van die Here. Is daar vanoggend enige verjaarsdag wat ons moet van weet? Vandag, die week wat voorlê. Hoekom ek jou vra, my eie dogtertjie verjaar vandag. En mens kry mos 'n verskillende mense as dit by mense verjaarsdag kom, né? Party wens niemand onthou nie. Hulle wil net verbygaan en niks moet gebeur nie. En dan is daar ander mense wat vir 'n week lank nie hulle huistaakies kan doen nie. 'Cause it's my birthday week, mommy. Die arme honde het honger gely 'n paar keer, want sy kan nie werk in haar verjaarsdagweek nie. So toe is ek nou in elk geval 5 minute laat by die huis uit, want sy wil nou breakfast in bed hê en alle tierlang tuintjies, en die grootste geskenk is dat sy nie op kerk toe hoef te gaan op haar verjaarsdag nie. Sy dink ek is die coolste ma ooit, maar min weet sy gaan vanaand moet gaan. So ek het net weer besef, vir party mense is dit regtig besonders dat ons onthou dat jy verjaar. So is daar verjaarsdagmaatjies hierdie week? Vrolie ook. Vrolie, wanneer is jou verjaarsdag? Hier is wat nou kom. Baie in jou verjaar. Hoekom wys julle na mekaar toe? Is sy, is jy môre? Op 'n maandag, ek is baie jammer. En wanneer is joune? Sjoe, julle arme kinders is brouk na hierdie week. Bobby, wanneer is joune? Saam met haar? 'n dag na. Is jy die oudste? Hi! Kyk nou net daar. Vir die van julle wat te skaam is of wat se verjaarsdag ek nou al in hierdie jaar gemis het, veels geluk. Mag die Here julle ryklik seën en mag hy julle pad voor julle vooruitgaan. Mag sy goedheid en sy guns julle volg. Die ander saakie vir afkondiging is iets uit die kerkraad. Ek dink nie Barry het dit genoem nie, so ek sal dit noem, is dat Elena van der Berg amptelik verkies is tot hoofouderling. Diaken, amper skop ek vir Wynand uit sy pos uit, as hoofdiaken. Maar sy het ook wel vir ons gesê, met haar werk, wat sy doen met leprosy en die klinieke, is sy so nou en dan op toer, soos wat sy tans in Indië sit. So ek is baie trots daarin, dat jy nou vrouloos vanoggend by die kerk is. Dis nou toewyding en werk vir die volgende diakenskap. Baie dankie, ons neem kennis daarvan. Maar as jy honger ly, laat weet ons dat ons maar vir jou kan sorg as 'n gemeente, hoor. Maar Mariana het ingestem, Mariana en jy en Gerda het, as ek reg, het hand opgesteek om te sê, wanneer Elena dan op reis is, soos Paulus die goeie werk daar buite doen vir die Here, dan sal hulle hier by die huis help. So baie dankie vir julle om haar linker en regterhand te wees. So as Elena iets vir jou vra, dit is met die autoriteit van die kerkraad wat sy hulp vra. So ons wens haar ook sterkte en seën toe. So wanneer sy terug is en wanneer ons weer terug is, gemaklik is, sal ons net 'n seëngebed vir haar doen met haar nuwe rol wat sy aan die kerkraad sal verrig. Goed, laaste afkondiging, jy kan sien ek is weer hier, ons het baie afkondigings, is met lydingstyd wat voorlê of waarin ons tans is. Ons gaan nou 'n oomblik stil word met lydingstyd, wil ek net noem. Volgende week en Sondag is Palmsondag en van daar af is dit die groot lydingsweek tot en met die opbou van Goeie Vrydag en dan Opstandingssondag. Nou ek is nie hierdie Paasfees nie. Ek was nou 2 Paase by julle gewees en dit was vir my baie lekker. Maar hierdie jaar gaan ek so 'n bietjie op 'n gesinsuitstappie. Maar
Ek het vir ons video's voorberei wat ons vir die groot leidingsweek sal uitstuur elke dag. Eintlik maar net onthou wat het hierdie dag in die groot leidingsweek gebeur, as 'n voorbereiding vir Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Daar sal dan ook Goeie Vrydag weer 'n erediens hier sou wees, op die Vrydag en dan die Sondag ook weer. Okay. Vanoggend wil ek ons fotum, ons uitroep, aanroep tot die Here, vir ons lees uit Romeine 11. 3 verse waar Paulus God beskryf. Hy skryf: O die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele en hoe onnaspeurbaar sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee, vir wie hy dit sou vergoed? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Here, ons kom vandag uitroep soos Paulus. Hoe wonderbaarlik groot is ons God. Here, U het nie iemand gehad wie U geraadpleeg het nie, want U is die bron van alle wysheid. Niemand het in U die gawes gegee nie, want U is die begin en die einde van alle dinge. Here, U is die ontstaan, U is die instandhouder en U is die volëinder van alles wat ons in ons klein verstand kan verstaan en besef. En dan nog soveel meer. Here, dankie dat U groter is as enige boksie wat ons U wil insit. Dankie dat U groter is as enige teologie wat ons probeer verstaan van wie U is. Here, dankie dat U groter is as wat enige lied U probeer vasvang. Here, dankie dat U groter is as wat ons U soms maak. En vanoggend wil ons net kom sê, Here, aan U behoort die heerlikheid vir ewig. Mag dit wat ons vandag dink, dit wat ons vandag sê, Here, hierdie waarheid weerspieël. Hoe ondeurgrondlik is U. Amen. Genade en vrede vir julle in die naam van God, wie se liefde in ons harte uitgestort is. In die naam van Jesus Christus, wat vir ons hoop kom gee. En in die naam van Heilige Gees, wat aan ons as 'n gawe gegee is. Amen. Kom ons reageer op hierdie lied van God se grootheid deur ons loflied te sing. En hierdie lied is lied 197, Wonderbare Koning. Kom ons staan.
graag hê voordat ons die woord van die Here oopmaak vanoggend dat ons lydingstyd moment sal hê. Die rede daarvoor is dat die verhaal en die teksgedeelte vanoggend so mooi by mekaar inpas. Melandra het hom daarop vir ons. Let's do it now. Let's ask him. It will change everything. Ask what? Rabbi, Yes, Big James? remember when you said that we could ask for anything and it would be given us? Knock and the door would be opened. I don't remember that. That was the right sermon. I thought Ima told me it was the right. I'm kidding. I remember. Yeah. Of course. Yeah, I knew that. Well, we have something to ask and for you to do. I'm eager to hear it. Would you grant for us to sit at your right hand and your left hand in your kingdom? What does that mean? So, You don't know what you are asking. What? Rabbi! Rabbi, what's wrong? Are you able to drink the cup that I would drink? Or be baptized with the baptism with which I am baptized? yes, we are able. We are the sons of thunder. We'll do anything for you. You don't even know what that means either. Tell us. We'll do anything. It means that when we go to Jerusalem, the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death, and they will deliver him over to the Gentiles, and they will mock him, and spit on him, and flog him, and kill him. And after 3 days, he will rise. What are you talking about? I thought the Son of Man was you. And you will drink the cup that I drink, and be baptized with the baptism with which I am baptized. But you do not want that now. You are not ready for it. To sit at my right hand and my left, it is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father. You have no business asking what you did. No offense, Nathaniel, but we were here long before you. How could you ask it? And in front of all of us. Ruling positions, high seats of honor. Oh, look who's talking. Hey, I didn't ask for it. He gave it to me. Don't even know what the rock means. Stop! All of you have been granted leadership and authority. All of you make up the foundation on which I'll build my church. But you are thinking like the Gentiles, whose rulers lord their authority over their inferiors. That is not how my kingdom works. I have told you this before, and you still don't get it. This has to change, because their way is not how it will be with you. Do you hear me? Yes. Yes, Rabbi. Whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave. Because even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Jesus kondig aan
Sy lyding is naby. En hoe nader die disippels aan Jerusalem kom, is dit die vraag wat by hulle opkom. 2 van hulle. Jesus gee dat ons aan u linker en aan u regterhand sit. En eers vra Jesus vir hulle, julle besef nie wat julle van my vra nie. Want as julle die ereplek wil sit, moet julle deur dieselfde lyding gaan as wat ek gaan. En ons weet, omdat ons die verhaal al gelees het, is dat daai disippels weggehardloop het, die oomblik toe dit begin moeilik raak. En dan gee Jesus hierdie sin, wat ons so goed ken. Hy wat wil eerste wees, moet laaste wees. En hulle wat laaste is, sal eerste wees. Ek wil vanoggend vir ons 'n gebed lees. Dit is geskryf tot eer van Marguerite Buys. Nou sy is in die Katolieke tradisie, is sy as 'n saint verklaar in 2019 en sy het geleef hier by 1815 tot 1879, maar sy was nooit 'n non nie. Sy was net 'n toegewyde Christen. Maar ek gaan nou haar naam uithaal, want die gebed is so mooi, en ons bid nie tot Marguerite, ons bid tot ons Here Jesus. So ek gaan haar naam vervang met Jesus, en ek wil hierdie gebed vir jou lees, want dit is so mooi. En dan gaan ek hom vir jou, dis nou uit Nederlands uit vertaal, so hy is nou nie heeltemal reg nie. Ek het my bes probeer, ek sal vir jou die regte een stuur, hoor. Nadat ons hierdie gebed gebid het, wat ek vir jou voorgelees het, gaan ek vir jou 'n oomblik van stilte gee. En uit daai gebed uit gaan ons oorgaan in die skriflesing. Ek gaan vir jou lees. Here Jesus, ek kom na U met 'n hart wat wil leer hoe om klein te wees. Soos U Jesus, wat in sy menslike swakheid U barmhartige liefde gesoek en gevind het. U wat U liefde openbaar in die eenvoud van 'n klein hart. Leer my ware nederigheid. Om nie trots te wees op my gawes nie, maar getrou in my afhanklikheid aan U genade. Leer my om myself te sien soos U my sien. Klein, maar geliefd. Armoedig, maar gekoester in U liefde. Here, gee my 'n ander blik op my foute en tekortkominge. Laat my dit nie wegsteek nie, maar laat my dit aan U barmhartigheid toevertrou. Soos 'n klein kind wat veilig in U arms kom werp. Laat my nederigheid nie skyn wees nie, Here, maar 'n lewende getuienis van U diepe oorgawe aan U wil. Leer my om na U stem te luister, wat selfs in stilte spreek, en om gehoorsaam te wees aan U liefdevolle leiding, met 'n hart wat voortdurend tot U opgaan in gebed. Maak my nederig soos U nederig van hart is, met 'n gees wat nooit bo my naaste verhef nie, maar altyd buig in diensbaarheid en liefde. Here Jesus, heilig my in U nederigheid, sodat ek U meer liefhet en minder aan myself dink, tot lof van U barmhartige hart. Amen.
As jy wil saamlees, is jy welkom om God se woord oop te maak by Filippense 2. Ek het die vorige keer wat ek die geleentheid gehad het om hier te kan preek, het ons 'n gedeelte uit hom uitgedoen en ek het jou beloof daar's 2 dele in hierdie preek en vandag wil ek die tweede gedeelte met jou deel. So ons gaan dieselfde teksgedeelte lees en dan vra wat wil Paulus vanoggend vir ons sê. Terwyl jy oopmaak, wil ek jou net herinner, Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente van Filippe. Nou, hy het nou 'n soft spot gehad vir hierdie gemeente. Dit was een van sy eerste gemeentes wat hy in Europa gestig het en op sy tweede sendingsreis. Maar, hulle was lojaal teenoor Paulus. Reg deur sy leiding het hulle mense gestuur om hom te gaan help. Fisies te gaan help. Hulle het vir hom geld gestuur wanneer hy dit nodig gehad het. En hulle het die goeie werk wat hy by hulle begin het, voortgesit. En dan skryf Paulus hierdie brief aan hulle, terwyl hy in die tronk sit. Nou, meeste van ons ken nou die kinderkraansliedjie, né? Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. So dat ons moet weer 'n bietjie preek doen oor vreugde en skryf uit die tronk uit oor vreugde. Maar kom ons lees vanaf vers 1. Daarom, as enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself of haarself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Alhoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Eers net tot daar. So Paulus skryf aan hierdie geliefkose gemeente van hom, Filippe, en dan skryf hy eintlik 'n baie mooi brief. Want hy sê nie, ek het hierdie groot klomp bekommernisse oor julle en hou op met al hierdie sonde wat julle doen, soos wat hy van die ander gemeentes voorskryf nie. Eintlik sê Paulus, as julle my vreugde volkome wil maak, as julle my uitermate bly wil maak, is daar een ding wat julle moet doen. Net een ding. Dis eenheid. Nou, ek as 'n mamma is nou in die fase van my lewe waar my lewe gaan oor my kinders se sport. Ek is baie dankbaar dat die Here ons geseën het met 2 bitterlike aktiewe kinders wat lief is vir hulle liggame om te beweeg en dit beteken ook dat hulle goed is met sport. En ek sê dit met 'n baie nederige hart en 'n groot dankbaarheid teenoor die Here. Maar dit beteken ook dat hy hierdie mamma baie geduld moet leer in die proses. Want elke liewe middag ry ons na een of ander oefening toe. Ja. En elke week is daar een of ander wedstryd. Wat mamma nou emosioneel die kinders moet voorberei, ek moet myself voorberei, want hierdie mamma mag nie skree langs 'n baan nie. O, nee, ek is al uitgetrap na 'n wedstryd, omdat ek durf,
En die dag toe my seentjie die wen 4 slaan vir sy span en ek durf opspring en hande klap. Ek is amper onterf. En elke liewe Saterdag is daar een of ander wedstryd. Dankie tog, gister se net uitgereën in Bellito. Maar ek sal dit nou nie vir haar sê nie, nee. Maar as jy nou so langs die baan staan, dan kan mens baie vinnig sien watter spanne is goeie spanne. En ek praat nie van talentvolle kinders nie. Watter van hulle is 'n goeie span? Wat weet hoekom hulle daar is en wat hulle moet doen en wat hulle as 'n span saam moet doen. Die teenoorgestelde is ook waar, né? Wanneer elkeen in die span wil net speel vir hulle self, kan mens dit ook sien. Want dit is nie noodwendig altyd die beste individuele spelers wat 'n game wen, wat 'n wedstryd wen nie. Dis die span wat die beste saamwerk, wat die wedstryd wen. So gestel nou, die bowler staan gereed. Sy tree is afgemeet, die bal is gepolish, hy's reg. Dan vat hy sy aanloop en hy bal. En aan die ander kant van die golfblad staan hierdie mannetjie reg daar met sy hokkiestok. En hy skep die bal en hy dribbel teen die veld af. Net om hier uit die klippe uit, 'n stewige, frisgeboude knapie. Hulle het hom daar gekoop by die Vrystaat uit. Hy het met lamsvleis groot geword. En sy skrampet is op, pappie, hy is gereed vir hierdie tackle. En hy charge op daai mannetjie af. En toe hy hom op die grond het in die stof staan, toe kom daar 'n mannetjie en hy gryp die bal en is 3 tree, vinnige voete en hy stoot die bal so ver as wat hy kan, asof hy vir die Olimpiese spele gewigstoot doen. Net vir die ou wat op die grens tou staan en wag, sy raket terug te trek en in 'n sekonde moet besluit, gaan ons nou dwarsbaan of gaan ons nou 'n lynhou speel? Net om in die helfte te volley, want die skeieregter het dit klaar geroep vir 'n 4. Maak dit enigstens sin? Nee, dit sal totale chaos wees, as elke spanlid in 'n span self besluit wat se sport hulle speel, en hoe hulle dit gaan speel, en met wat se reëls hulle dit gaan speel. Ons sou eintlik Paulus se brief weer kon lees met hierdie prentjie in gedagte. Want ek het nou die voorbeeld van 'n span gebruik, omdat dit nou my alledaagse lewe geword het. Maar Paulus praat eintlik van ons as 'n gemeente, ons as 'n kerk, as die liggaam van Christus, as 'n span. En dit vra hy vir Filippe. As daar een ding is wat julle kan doen om julleself nog beter te maak, om my blydskap volkome te kan maak, is dit om as 'n span saam te speel. En Paulus gee vir hulle 3 wenke. Die eerste een is, speel dieselfde sport. Speel met dieselfde fondasie. Besluit vir watter span jy wil speel. Besluit watter gemeente, watter span jy wil deel wees van. Dit is waarna ons die vorige keer gekyk het. Wat is dit wat ons gekies het om in te klim in? Wat 'n span, wat 'n groep, wat 'n spanwerk het ons van deel geword? En dit is om 'n kind van die Here te wees. En Jesus het ons fondasie geword, die basis geword, waarop ons speel. Paulus het dit so mooi geskryf in die res van Filippense 2, wat van hierdie spanspeler verwag word, wat Jesus ons kom wys het. En dan antwoord hy, of eindig hy eintlik mos met die woorde, soos wat Jesus gemaak het, so moet julle nou maak. Met die manier hoe Jesus geleef het, moet julle ook leef. En eintlik in vers 5 sê, die manier hoe Jesus gedink het, so moet julle gedagtes ook gedryf word.
Ek gaan hom sommer direk nou vir ons vertaal, Boetie en Sissie. So as ek en jy in 'n gemeente wil wees wat aan die brand is vir ons Here, dan moet ons ooreenkom dat dit die basis is waarop ons speel. Jesus se karakter, Jesus se evangelie, Jesus se waarheid. Dit wat ons in lydingstyd vier, is die basis waarop hierdie gemeente gebou word. En dat ons gaan speel, ons gaan leef, ons gaan kerk, soos wat Jesus dit gedoen het, met dieselfde gedagtes. Die tweede wenk wat Paulus gee is, kry dieselfde reëls. Kry dieselfde werkswyse, leefwyse. En daar's 3 woorde wat Paulus in vers 2 gebruik het, wat eintlik, julle mens kan 'n preek op sigself van hulle elkeen maak. En ek wil hulle gou weer vir jou lees. Die 83 vertaling sê, eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Die nuwe lewende vertaling som dit baie korter op. Hy sê, een in liefde, een in hart en een in doel. Die boodskap ken ons mos nou, hulle voeg bietjie woorde by om hierdie gedagte uit te brei, skryf, wees lojaal teenoor mekaar. Voel saam, streef saam, doen saam. As Paulus vir ons sê, soos Jesus dit gedoen het, moet julle dit ook doen, ja, moet ons punt nommer 1 lei tot, Here dankie, Here Jesus, dankie dat U nederig gemaak het vir my. Maar die tweede reaksie wat ons moet hê is om oor te gaan in dade. Om onsself daagliks uit te daag, om dit hoe Jesus dit gedoen het, self nou te doen. 3 woorde. Die eerste een in hart. Een in gedagtes, word verskillend vertaal. Die woord wat daar vertaal word eintlik beteken same attitude. Met ander woorde, dieselfde manier hoe ek en jy die gawe wat God vir ons gegee het om te dink en te redeneer, saam te kan gebruik. Om die manier hoe ons oor goed redeneer as 'n span saam te kan gebruik. En weet julle wat is wonderlik? Paulus skryf dit nie as, julle moet een van gedagtes wees, as 'n selfstandige naamwoord nie. Hy skryf dit as 'n werkwoord. So dit gaan nie net oor wat ons dink nie, maar oor hoe ons dink, wanneer ons saam as die liggaam van Christus is. Die tweede een in hart. Een in liefde. Die woord wat daar gebruik word is agape liefde. En ek weet, jy het nou al baie preke gehoor oor God se agape liefde. So onvoorwaardelike, geen grense, opofferende liefde wat hy vir ons het. Die liefde wat God gehad het toe hy sy seun gegee het vir ons om aan 'n kruis te sterf. Daai liefde, sê Paulus, moet tussen julle wees, as julle as 'n gemeente, as ons as 'n gemeente 'n goeie span wil wees. Moet ons mekaar lief hê met 'n 1 Korintiërs 13 liefde. Dis 'n groot vraag. Die laaste een in doel. Is meer as net, wat is volgende op ons tiklysie? Daai bestaan uit 2 woorde in Grieks wat eintlik beteken saam en ons binnelewe. Met alle woorde, alles wat ons emosies, ons lewe, ons gedagtes, ons strewe, ons begeertes, daai moet als in sinkronisering kom. Dietrich Bonhoeffer, hy het in sy boek het hy geskryf oor lyding en het hy geskryf, the highest and only calling of a Christian is to be a servant.
Dis die liefde wat Paulus van agape liefde praat. Die derde wenk wat Paulus kom gee, is om dieselfde rigting te speel. Om dieselfde visie te hê. Maar Paulus sê, ons moet eengesind wees. Praat Paulus nie van ons moet eenvormig wees nie. Paulus bedoel nie ek en jy moet presies van dieselfde liedjies hou en presies dieselfde manier en presies dieselfde dominee moet elke Sondag preek, want dan is ons eengesind nie. Die eenheid, die visie waarvan Paulus praat, is dat ons in ons verskille sal onthou hoe Jesus geleef het, met die nederigheid waarmee hy dit gedoen het, daai selfde nederigheid vir ons aan te trek, en in hierdie verskille in ons gemeenskap in te gaan, en te sê, Here, ek wil dit doen soos U dit gedoen het. En dan te soek, dat ons as 'n gemeente, dieselfde oor 'n saak sal dink, nie identies nie, maar dieselfde manier sal dink, soos wat Jesus gedink het. Dat ons met dieselfde liefde, wat God vir ons het, na mekaar toe sal kom in ons verskille. En sal onthou, waaroor dit eintlik gaan, wanneer ons oor die kerk dink. En Paulus noem 2 goed, wat hierdie eenheid opbreek en vernietig. Hy noem dit in vers 3. Selfsug en ydelheid. En selfsug gaan oor die individu. Hoe ek dit wil hê, hoe ek daarvan hou, en my geheime agendas kom dryf, sodat dit moet wees soos ek dit wil hê. Eindelik dan word die kerk 'n verhoog waarop ek getoonbeeld word. En as ek nou sê ek, dan bedoel ek nie ek is dominee nie. Ek bedoel as ons, as individu binne die gemeente. En ydelheid beteken daardie leertrots. Nee? Wanneer ons onsself groter maak as wat ons moet wees. David Pawson skryf so mooi, hy sê, unity is broken when we think too much of ourselves and too little of others. When we think too much about ourselves, wanneer ons te veel van onsself dink en te min van ander. Want die oomblik wanneer ons met daardie twee, met selfsug en ydelheid, in die verskille van gemeentewees ingaan, veroorsaak dit 3 goed. Dit veroorsaak kompetisie in plaas van samewerking, want ek moes nou beter wees as hulle. Dit veroorsaak dat ons vergelyk in plaas van feesvier, en dat ons trots raak op onsself in plaas van nederigheid. As Paulus vir Filippe skryf, julle is my liefde. Julle is op die regte pad, maar maak hierdie een ding reg. Wil ek vanoggend vir ons kom vra, wat beteken dit vir my en vir jou hier by Westville? Ek wil hê jy moet eers selfinspeksie doen. En dan kan ons praat oor 'n span. Speel jy nog saam met ons in Christus? Deel jy die liefde wat God vir jou het met jou broers en susters in hierdie gemeente? Dra jy die visie om God se koninkryk uit te bou vir ons hier in Westville? En is ons bereid, ek en jy, om dit wat ons self dra, neer te lê, sodat ons, soos Paulus vra, 'n span kan wees wat saam speel, om sy naam groot te maak, om God se koninkryk uit te bou, en vir hom die res van Durban te wys,
Dit is hoe gelowiges saamwerk. Nie omdat ons duplikate van mekaar is nie, maar omdat ons besef het, God het ons eerste lief gehad. En daarom kan ons in liefde en nederigheid met mekaar leef. Kom ons bid saam. Here, wat Paulus van ons vra vandag is 'n groot vraag. Here Jesus, want ons wil soos U word. Ons wil leef soos U. Ons wil, Here, U karakter aanneem. Here, dan lees ons teksgedeeltes soos hierdie. En ons besef, Here, ons skiet nog ver te kort. Ons besef opnuut die genade wat U vir ons moet hê, die liefde wat U vir ons moet hê. Here, want ons probeer in ons gebrokenheid om dit reg te kry. Maar ons sukkel. Heilige Gees, kom wys hierdie week vir ons waar U wil hê ons nederig moet wees. Waar ons dalk 'n stukkie selfsug en uiterheid moet kom neerlê, sodat U naam verheerlik kan word. Here, vergewe ons vir die kere wat ons die visie, die reëls, so bietjie begin skeef trek het. Maar dankie Here dat U vir ons vandag wees soos 'n kind in die skoot en sê dis oukei. Ek het vir dit ook reeds al gesterf. Here, maak ons as gelowiges hier in Westville een in hart, een in gedagtes en een in strewe. Here, help ons om saam te voel, saam te leef en saam te doen. Here, dankie dat ons dit in die mooiste naam van almal mag bid. Jesus ons Here. Amen. Ons gaan afsluit met lied 396, aanskou die heiland, sien die kruis. En in hierdie lied gaan jy sing, sy kruis, sy liefde, onbegrens. En hoor hierdie, omsluit in my 'n nuwe mens. As vandag se uitdaging van Paulus oor nederigheid vir jou groot klink, onthou dat Christus dit reeds aan die kruis vir jou voorbetaal het. En dat die Heilige Gees jou in staat sal stel om 'n nuwe mens te wees. Kom ons staan.
Wat 'n mooi woord om mee af te sluit, 'n liefde wat als van my vereis. Mag die Here voor jou gaan hierdie week. Mag hy jou pad gelyk maak. Mag die Here agter jou wees om die bose van jou weg te weer. Mag die Here langs jou loop as jou raadsman. Mag hy sy arm om jou vou wanneer jy moeg is. Mag die Here bo jou wees om jou te seën. Mag die Here onder jou wees om jou te vang wanneer jy val, jou wonde te verbind en te genees. Mag die Here rondom jou wees om jou te beskerm. En mag God, die Heilige Gees, saam met jou wees tot in alle ewigheid. Amen.